Ek en my vrou en my kinders is so dankbaar vir Kruispad. Ek dink soms, hoe leef 'n mens in 'n gemeenskap en raak betrokke in jou gemeenskap en het werklik vriende in jou gemeenskap, as jy nie betrokke is by 'n liggaam soos hierdie nie. Iets wat regtig diep en betekenisvol is. Hoe kry ons dit reg as ons nie betrokke is nie? Of ons nie inklim en deel raak nie? Die mens is geneig om homself so te isoleer en te dink, ek het niemand of niks nodig nie, ek's okay. Ek weet nie wat sal ek gedoen het sonder hierdie community wat ons hier by Kruispad het. Ek persoonlik nie. En ek praat met baie van julle en dit is vir my amazing oor hoe die Here kom en hy werk in 'n liggaam soos hierdie. En wat gebeur in ons persoonlike lewens as gevolg van hierdie samekoms van gelowiges. En as jy nie deel is regtig nie, jy's eintlik maar net hier, sit die sitplek warm, dan wil ek jou regtig nooi en jou uitdaag. Daar's 'n gemeenskap wat jy dalk verbaas mag wees, wat jy heeltemal mis, en jy sit dalk elke Sondag hier, en jy mis dit. Die Here het vir jou meer, en hy wil in jou en deur jou werk. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hier oor regheid gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Vandag gaan 'n verseker 'n rowwe een wees. Vandag gaan een van daai wees wat jy gaan uitstap en sê, ek weet nie, hierdie was vir my moeilik. Kan jy op waarborg, dit gaan vandag nie 'n maklike een wees nie. Maar dit is wat die Here in ons doen. Ons sal altyd by die waarheid hou. Ten spyte van wat ons wil hoor. Want die waarheid maak ons vry. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis die enigste manier om eintlik te lewe. Daar is nie 'n ander manier nie. So ek wil jou vooraf waarsku, jy mag dalk nie van alles hou wat jy vanoggend gaan hoor nie. En as jy vir my kwaad is dit ook okay, want die storie sê dis okay as jy vir my kwaad is. Ek gaan dit vanoggend hoor. Ons praat oor Jesus stories, want dit is die wil van God vir jou lewe. Bo waar jy werk en wie jy trou en hoeveel kinders jy het en waar jy bly, is die nommer 1 wil van God vir jou lewe dat jy hom sal ken. Goed sal ken. Dat jy met hom in 'n verhouding sal kom staan waarin jy daagliks hom beter ken as enige ander verhouding in jou lewe. Mense vra baie keer vir my, wat is die wil van die Here vir my lewe? Dan sê ek, jy begin by om God te leer ken. En as jy dit nog nie begin het nie, moenie eers verder die vraag vra nie, want hy het self gesê, soek eers die koninkryk van God en al die res van die goed sal vir jou gegee word, soos met wie moet jy trou, waar moet jy bly, wat se werk moet jy doen. Dit help nie as jy vra daai vrae as jy nie in die eerste plek die moeite doen om hom te ken nie. Jy sal nooit die antwoorde kry as jy nie die moeite doen om hom heel eers te ken nie. En dis wat ons in Jesus stories doen. Ons leer Jesus ken. Ons kyk spesifiek, en hoe leer jy iemand ken? Jy kyk na wat sê hy en jy kyk na wat doen hy. En Jesus sê, ek het net gesê en ek het net gedoen wat my Vader gesê het ek moet sê en wat hy gedoen het. So ons leer ook God die Vader ken. Jesus het in hierdie soveel woorde gesê, as jy wil weet wie die Vader is, kyk na my. Dan gaan jy God leer ken. Wat ook beteken, Jesus het net gesê en gedoen wat die Vader gesê en gedoen het. Hy het sy lewe gegee om te leef vir sy Pa se heerlikheid. En dis wat met my en jou gebeur, as ons na die Here toe kom in oorgawe. Ons leer hom ken, en ons begin ook sê wat hy wil hê ons moet sê, en ons begin ook doen wat hy wil hê ons moet doen.
So in vanoggend se storie wat ons hier by Jesus leer, hierdie is 'n reguit storie. Hierdie is nie tussen die lyne lees, wonder wat sê Jesus nie. Jesus sê dit net reguit. Is hierdie die hoofding waaroor hy praat, die prys wat dit kos om Jesus te volg. Wat is die prys wat dit kos om Jesus te volg? En dis nie iets lekkers om te hoor nie. Veral nie vir iemand wat hou van die wêreld nie. Veral nie vir iemand wat vrede gemaak het met die feit dat ek nie volmaak is nie en dis oukei. Veral nie met iemand wat 'n klein geheimsinnige sondetjie op die kant van sy lewe onderhou nie. Jy weet, jy word gebore met 'n vrye wil. Soos ons sê, jy kan maak wat jy wil wanneer jy wil, soos jy wil. En jy dink jy's vry, maar dit eindig in dood. Maar in elk geval, almal word gebore met daai wil. En dan programmeer die wêreld jou, deur al jou sintuie, wat jy alles sien en voel en hoor en ruik en voel en proe. Dan programmeer die wêreld jou en jy begin redeneer op jou eie manier. Jy begin vir jouself agterkom, wat is regverdig? Jy begin vir jouself redeneer van, wat is die regte manier om te redeneer? Jy kom agter, maar ek het belangstellings en ek het drome en ek het ideale. En jy begin droom en jy het hierdie ideaal. En dan met die beste van intensie. Sodat dit met my en my mense sal goed gaan. Sodat ek wil selfs ander mense ook so nou en dan help dat ek ook kan goed voel oor myself. Jy word groot en jy word so geprogrammeer, hang af van wat se omgewing jy groot word, hang af hoe jy dink en redeneer. Nie een ou word in dieselfde omgewing groot nie. Ons word in gelyksoortige omgewings groot, so ons kan min of meer dieselfde redeneer, maar niemand redeneer 100% dieselfde nie. En so word jy dan groot. En dan begin jy volgens daai beginsels jou lewe aanpak. En baie ouens in Suid-Afrika word in 'n huis groot waar hulle van Jesus gehoor het. Ek bedoel, ons skole praat nog van die Here. So jy het hier op die kantlyn hierdie gedagte van, ja, ek hang hierdie idee van die Here ook nog aan. Ek hou daarvan ook. Ek kan sê ek glo Jesus bestaan. Dit maak jou nie 'n Christen nie. Maar daar's baie mense wat dit ook het. En so word jy gebore. En wat is die prys om Jesus te volg? Dis oorgawe. As daar 'n oorlog is tussen twee nasies, dan druk jy een 'n wit vlag in die lug. En hulle swaai hulle wit vlag. Dis die prys. Wat beteken die manier hoe ek redeneer, laat ek gaan. My drome, my ideale, laat ek gaan. Wat ek dink is regverdig, laat ek gaan. Ek swaai 'n wit vlag. Ek gee myself in julle hand oor. In 'n oorlog. Julle kan met my maak wat julle wil. En ek sal luister. En dis die prys. En dis 'n moeilike gedagte. Hoe laat gaan ek van al my drome en my ideale en my manier van redenering, soos ek groot geword het en soos wat ek dink is reg? Hoe laat gaan ek van dit alles? Nou ek het vir jou vanoggend een stukkie goeie nuus. Jy het nie die vermoë om dit te doen nie. Jy het nie die vermoë om daai wit vlaggie op te steek en om te waai nie. En as jy dink jy het, is jy hoogmoedig. Die definisie van hoogmoed is ek weet wat beter is vir my. As jy dink jy kan dit doen, sit jy die pot heeltemal mis. Want Jesus het dit vir ons gesê in Johannes 2. Jy moet weer gebore word. Jy is die eerste keer gebore met 'n vrye wil en 'n sondige natuur, en dan kom jy deur die Heilige Gees, skep hy 'n nuwe mens aan jou binnekant met 'n nuwe begeerte vir God. En daai nuwe mens sê nee, lig 'n wit vlaggie op. En eers as daai wedergeboorte plaasgevind het, dan het dit 'n reaksie in jou lewe, waar jy sê, ja Here, ek gee oor. Dan het die Here klaar die werk in jou binnekant gedoen. Jy was nie so briljant om jou hand op te lig en te sê, ek gee oor en ek's nou trots op my oorgawe nie. Dit gebeur nie so nie. Dit het nog nooit so gebeur nie, en jou Bybel leer dit vir jou. Die Here red jou. En jou reaksie wat volg, is 'n reaksie op wat die Here reeds in jou gedoen het. So dit moet jou baie opgewonde maak as jy vanoggend hierso sit en jy het 'n begeerte vir God en sy koninkryk. Want dit bevestig die feit dat jy sy kind is. Hy het jou gered, want jy het geen groter begeerte as om hom te behaag nie, of vir sy koninkryk te leef nie. Hy doen die werk.
Jy het nie die begeerte om daai besluit te maak nie, en jy kan ook nie. En ek gaan dit volgende vir jou bewys. Romeine 3 vers 10 tot 12. Paulus se woorde, skryf vir die Romeinse kerk. Hierdie is vir Christene geskryf. En hy sê, hier is jou kondisie voordat jy weergebore is deur die Here. Daar is nie een wat regverdig is nie. As jy gedink het jy is, sonder die Here, of jy kan wees, is onmoontlik. Selfs nie een nie. Die woordjie nie een nie staan 6 keer in hierdie 2 versies geskryf. As hy sê nie een nie, dan praat hy van almal wat nou al geleef het, almal wat vandag leef en almal wat nog gaan leef. Daar is nie een wat regverdig is nie, nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Ja, Johannes, maar ek dink aan ek is so slim. Ek dink ek is nogal 'n intelligente mens. In vergelyking met wat? Met God kom ons nie naby nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Nie uit jou eie wil uit nie. Nee, jy word nie so gebore nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Ons het hierdie gedagte van daar bestaan sulke goed soos goeie mense. Ons praat baie keer, daar is 'n goeie mens. Daar is nie eers so iets soos 'n goeie mens nie. Jesus het dit in soveel woorde gesê. Daar is nie so iets soos 'n goeie mens nie. Net God is goed. En die feit dat jy vanoggend dalk hierso sit en jy beleef enige iets van God in jou lewe, is God. Is nie jy nie. Dis genade. Dis uit sy hand uit. Dis hy wat dit vir jou gedoen het. Kom ons lees die storie, dan sien ons waar Jesus het vir sy disippels mooi geleer. Jesus leer sy disippels. Nou soos ek vir julle gesê het, in hierdie reeks werk ons kronologies deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes, so akkuraat as moontlik om al die lesse te leer wat ons by Jesus kan leer, wat ons kan leer oor wat hy gesê het en wat hy gedoen het, om God beter te leer ken. So as jy nou enigs van die voriges gemis het, ons YouTube kanaal is daar, is gratis en verniet, gaan kyk dit. As jy wil opvang, ons is nou al 'n rukkie hierso besig. So nou gaan ek vir julle, Matteus het ook hieroor het ook geskryf oor wat Jesus gesê het. So daar kry ons nog so 'n bietjie detail, so ek het dit ingesit. Maar Jesus is besig om sy disippels te lees. Ons het nou te leer. Ons het nou al gesien dat in die eerste gedeelte van Markus het Jesus gegaan en bekend gemaak deur wonderwerke wie is hy, en hy het baie bedien onder die Joodse volk. Die tweede gedeelte van Markus is hy toegewyd om te tyd te spandeer saam met sy disippels om hulle te leer. En hy bly op hierdie stadium uit die konflikareas uit met die Jode. Daar waar hy nou uit die konflikareas uit is en waar hy op die pad is hy konstant besig om sy disippels te leer en met hulle te praat, dat hulle kan bykom. Nou ons sien ook nou oor die laaste paar weke dat hierdie manne sukkel. Hulle kom nie by nie. Hulle kom nie tot op daai punt waar hulle kan sê ek gee oor en ek waai daai wit vlag nie. Ons het gesien in die laaste paar weke, as Jesus iets tussen die lyne sien, snap hulle dit nie. Maar ons weet ook hoekom, want Jesus het nog nie die volle prentjie vir hulle gewys nie. Hy het nog nie gesterf vir hulle sondes en opgestaan uit die dood uit nie. Hy het nog nie opgevaar nie, so hulle het nog nie die volledige prentjie van Jesus nie, en hulle snap dit nie terwyl hy by hulle is nie. En hier is net weer 'n bewys. Nou, laas week het ons geëindig by Jesus wat vir sy disippels gevra het, wie sê die mense is ek? Wat is kinderstories? En hulle sê toe al die goeters, en toe sê hy, maar wie sê jy is ek? En Petrus is toe die enigste ou wat sê, u is die Christus, die seun van die lewende God, die verlosser van die wêreld. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie vir jou gewys nie, dit kom nie uit jou uit nie, dit kom van my Vader af. Inteendeel, jy verstaan nog eers lekker wat dit beteken nie. Jesus het nie dit vir hom gesê nie, maar ons gaan dit nou sien. Hy verstaan nog eers lekker wat dit beteken nie. Hy het net gedoen wat God gedoen het in daai oomblik. En nou spring ons weg met vandag se storie. Dis waar laasweek se storie geëindig het. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Nou staan sy disippels daar en hulle moet hierna luister. 'n Disipel, die woordjie disipel beteken volgeling. Jesus is hulle leermeester. As jy iemand volg, dan beteken dit, jy gaan dieselfde pad stap, as wat daai persoon stap. En Jesus is besig om vir hulle te sê, ek moet ly, ek moet verwerp word, ek word doodgemaak, en dan gaan ek opstaan. Christus, en ek volg jou. Ek bedoel, ek kan myself net imagine
hoe bewerig Petrus in daai oomblik moes geraak het, en al die disippels. Ek is op dieselfde pad. Ons hou ons af van om in die kerk te preek, nee, dit sal met jou goed gaan as jy die Here dien. Hy gaan jou net seën, en dan koppel hy al jou seëninge en al jou materiële bankrekening, en hoe jy lyk, en hoe groot jou huis is, en hoe oulik jou kar is, en hoe groot met jou besigheid gaan. Ek weet nie wat se Bybel ons lees nie, maar dit kom nie uit hierdie Bybel uit nie. En hierdie is die Bybel. Dis waantoe my disippels op pad is. Jy gaan ly, jy gaan verwerp word, jy gaan doodgaan, en dan gaan jy opstaan. Waarvan praat Jesus? Hy praat van lyding. Waarvoor het Jesus gelei? Jesus het gelei vir die mens se sonde. Hy het die pak slaag gevat wat ek en jy moes vat. Die dag wanneer die Here jou red, ek het dit al 'n paar keer verduidelik, soos weergebore, en dan skep hy 'n nuwe mens in jou binnekant met 'n begeerte vir hom, maar hierdie nuwe mens is nog steeds vas aan 'n aardse lyf. En hierdie aardse lyf hou van sonde. Sonde was nog nooit sleg nie. Dis hoekom ons almal dit doen, is lekker. En ek's vas aan hierdie lyf. En ek het nie voordat ek wedergeboorte beleef het in my hart, ooit 'n probleem gehad met sonde nie. Nou ewe skielik het ek 'n probleem. Want ek moet nou daarvoor nee sê, en dit voel soos lyding. Jesus moes ly vir my sonde. Ek gaan ly elke keer as ek moet nee sê vir wat die wêreld vir my sê is oukei. Ek gaan ly. Jy gaan daai pad stap. Elke dag is dit om nee te sê vir my vlees en ja te sê vir my gees, en dit voel soos lyding, lang ei. Ek en jy gaan dit doen as ons disippels van Jesus is. Ons gaan daai pad stap. En dan gaan ons verwerp word. Hoe gaan ons verwerp word? Jy gaan deur die wêreld verwerp word. Inteendeel, daar's baie mense met wie jy nie noodwendig oor die Here praat nie. En nou dink hulle bietjie minder van jou. Nou verwerp hulle jou. Nou pas jy nie goed in nie. Jy gaan verwerp word. Jy kan nie daaroor oral praat nie. Dis hoekom jy meeste van die tyd nie noodwendig altyd daaroor praat nie. Jy praat nie met almal daaroor nie. Ek sal met die mense met wie ek veilig voel daaroor praat. Jy gaan verwerp word. Jesus is verwerp. En dan gaan jy doodgaan. Julle weet die statistiek op dood, is 1 uit elke 1. Behalwe 1, sy naam is Jesus, so ver. Ons almal gaan doodgaan. Maar prys die Here, dan staan ons op. Dan sê Jesus, staan ons op. Dis die pad wat vir ons almal beloof is. Wat sê ons word 'n disipel van Jesus. In die volgende vers lees ons, hy het reguit met hulle hieroor gepraat. Hy het nie doekies omgedraai nie, hy het nie tussen die lyne vir hulle probeer verduidelik wat hy sê nie. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Daai is baie hard. Ek bedoel, as jy 'n student is in die leermeester se klas, dan sal jy jou hand opsteek en jy sal sê, meneer, dosent, wat ook al, juffrou, ek sukkel om hiermee saam te stem. Jy weet, dis die manier hoe jy dit sal doen. Daai is nie dieselfde gesindheid waarmee Petrus hierdie benader het nie. Daai woordjie berispe is dieselfde woordjie wat in die Engels is vir rebuke, of in Afrikaans bestraf. Hy het opgedaag en vir Jesus ordentlik begin uittrap. Een kant toe getrek. Die skepsel trap die skepper uit. Die een wat hom gemaak het. Die een wat weet wat moet gebeur, waartoe die wêreld op pad is, wat die plan vir die wêreld is, die skepsel. Hoe belaglik is dit? Dat ons so arrogant kan wees as mense. Ons is. Ja. As jy met 'n ateïst te doen kry, sal jy hoor, die mens kan baie arrogant wees. Verskriklik. Die skepsel. Dis hoe arrogant ons raak. En in Matteus lees ons presies wat het hy vir Jesus gesê. Mag God dit verhoed. Mag God die Vader dit verhoed. Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. En dit klink so mooi en so nederig. Sy intensie is Jesus. En Jesus, ek is lief vir u, en Jesus, ek wil by u wees.
Dit gaan nie met u gebeur nie. Die reinste intensie. Ek bedoel, hy praat met Jesus. Ek dink soms doen ons dit ook. Ons kom met die reinste intensie en ons sê vir die Here, hier moet niks nou verkeerd loop nie. Want dis goed hierdie. In die tussentyd is dit goed vir my. Dis goed vir my begeertes. Dis eintlik goed vir my sonnige natuur. Dit pas so mooi in by wat ek wil hê. Dit vat my lyding weg. So dit gaan beslis nie gebeur nie. Sê vir Jesus. Asof hy beter weet as wat Jesus weet. En die volgende is net so erg. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. En hierdie woordjie berispe is dieselfde een waarmee Jesus demone se stemme stil gemaak het, elke keer as hy met hulle te doen gehad het. Hy het hom bestraf. Moenie in my pad staan nie, Satan. Dis letterlik 4 versies terug waar hy vir hom gesê het, ek verander jou naam van Simon Bar-Jona af na Petrus toe, wat beteken rots, en op hierdie waarheid dat ek die Christus, die verlosser, die seun van die lewende God is, op daai waarheid gaan ek die kerk bou. Dis 4 versies terug wat hy dit vir hom gesê het. God het nou net dit vir jou gesê. Nou sê hy vir hom, moenie in my pad staan nie, Satan. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jy dink aan wat vir jou belangrik is. Jy dink aan die wêreld en hoe populêr ek hier gaan wees. Ek bedoel, hierdie ouens het 'n snaakse idee gehad van Jesus. Dis vir my so vreemd dat as jy jou Bybel vat, jou Ou Testament vat. Jy weet, in Jode ken hulle Bybel tot vandag toe beter as enige mens in die aardbol. Die Ou Testament. Die ortodokse Jode daai tyd was die enigste skool was Bybelskool. Jy het nie wiskunde en wetenskap geleer nie, jy het Bybel geleer. Soos jy ouderdom 5 was, wanneer jy 5 geword het, dan jy jou Ou Testament, jou eerste 5 boeke van jou Ou Testament al klaar opgesê soos 'n rympie uit jou kop uitgeken. Wanneer jy ouderdom 12 is, het jy gematrikuleer en dan het jy die hele Ou Testament tot by Maleagi uit jou kop uitgeken. Maar vir een of ander rede het hulle die profesie net gemis. Wat gesê het die verlosser van die wêreld gaan ly. Hy gaan moet ly. Soos Jesus gesê het, ek moet. Jesaja 53, Psalm 22. Hulle het dit net misgelees. Nee, hy gaan 'n koning wees. Hy gaan 'n herder wees. Hy gaan 'n deur na God toe wees. Hy gaan 'n leier met 'n lang ei wees. Dit hulle net heeltemal misgelees. Terwyl dit ook daar gestaan het. Hulle kon dit net nie in hulle koppe kry nie. Hulle kon dit net nie verstaan nie. Nee, alles moet goed gaan. Ons soek 'n koning, ons gaan in 'n paleis bly, ons gaan die Romeine uitwis en dit gaan maanskyn en rose bly wees. They happily lived ever after for the rest of their life. Dit gaan 'n feesverhaal wees. En vandag sit ons nog steeds in kerke reg oor die wêreld wat sê, kyk, jy moet net die Here ontmoet, dan sal dit met jou goed gaan. Dis die einde van die moeilike wêreld waarin jy leef. Hy gaan vir jou sorg, hy gaan seker maak dit gaan met jou goed in jou finansies, in jou verhoudings. Hy sal seker maak dit gaan oral met jou goed. In die tussentyd stap jy in 'n wêreld in, uit die wêreld uit waarin ons almal leef, waar alles oor die mens gaan. Stap jy in 'n God se koninkryk in en jy dink, nee, ag wat, hierdie gaan nou net lekkerder wees. Hierdie gaan nou net lekkerder wees. Hierdie quote van John Piper is my cool. Ek het besluit ek wil hom volgende vir julle wys. As jy nie John Piper ken nie, hy leef nog steeds. Ek like hom. Hy sê, if God's love for his children is to be measured by our health, wealth and comfort in this life, die wêreld, God hated the Apostle Paul. En ek wil bysit, God hated his own disciples. Want meeste van hulle is dood op 'n onderste bo kruis of kop afgekap. Of gestenig. So Jesus is besig om te sê, as jy 'n disipel van my is daar 'n prys. Jy gaan vir die wêreld nee sê. Jy gaan daai wit vlaggie waai en sê, ek gaan nie langer hier leef nie, ek gaan in God se koninkryk leef. En dan sê ek nee vir die wêreld en ja vir God.
En toe gaan Jesus oor en hy sê, kom ek verduidelik vir julle tot in detail waarvan ek praat. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon. Jy moet die vlaggie opdruk en sê, my drome is daarmee heen, my ideale, wat ek geleer het in hierdie lewe, voordat die Here my gered het, en ek tot die oortuiging gekom het, dat ek begeer hom. Ek gee alles oor, sy kruis opneem en my volg. Nou, ons sit nou vandag aan die ander kant van Jesus se kruisiging, ons weet wat het gebeur op 'n kruis. Hulle het lank voordat Jesus gekruisig is, het die Romeine die gebruik ingestel om mense wat tot dood veroordeel is, te kruisig. En hoe dit gewerk het is, as jy byvoorbeeld 'n misdaad gepleeg het of iets gedoen het in die Romeinse Ryk, of net 'n ander nasie was waarvan hulle nie gehou het nie, was daar 'n hofsaak. En in die hofsaak is daar besluit, skuldig of nie skuldig nie. En as hulle jou veroordeel het, as skuldig, het hulle veroordeel tot die dood. En dan moes jy van die plek waar jy veroordeel is vir die dood, moes jy 'n kruis dra, tot by die plek waar jy sou sterf. Op die kruis. Die kruis is 'n simbool van my dood. Dis die plek waar ek gemartel word, pak slaag gegee gaan word en doodgaan. Dis waar ek gaan ly. En Jesus sê vir sy disippels, as jy agter my wil aankom, gaan jy op 'n daaglikse basis die besluit moet maak om nee te sê vir die wêreld. Gaan jy jou mens en sy sondige natuur moet kruisig. Dis 'n daaglikse besluit. Elke keer tel jy jou kruis op. Jou kruis herinner jou dat ek het oorgegee. Ek leef nie meer vir my en myself en my begeertes en vir die wêreld en probeer hierdie inpas in hierdie wêreld en probeer vir my dit so lekker en gemaklik en gerieflik met al die rykdom wat ek bymekaar kan maak. Ek is nie meer daar nie. Ek leef nie meer daar nie. Jy moet jou kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En hier is wat ons noem 'n paradoks. 'n Paradoks is wat ons noem 'n verskriklike, absurde stelling wat 100% die waarheid is. As jy regtig wil leef om die ware lewe waarvoor God jou geskape het te ontdek, dan gaan jy jou lewe hiervoor moet nee sê, sodat jy die volgende lewe kan instap en kan leef. Sê Jesus. Wie sy lewe vir my evangelie verloor, sal dit behou. So daar gee Jesus vir ons 'n baie praktiese manier van hoe ek my lewe verloor. Hy sê, spandeer jou lewe aan my evangelie, wat ek julle kom leer het. Dat ek red mense. Mense reageer en sê, ja Here, ek is jammer vir al my sonde. Vergewe my, ek volg U. Gaan vertel vir mense, dat hulle nodig het om hulle self te bekeer. Gaan vertel vir mense, dat Jesus het die pak slaag gevat vir hulle sonde, en hulle het nodig om hulle geloof in hom te sit, en dan begin leef volgens sy riglyne. As jy jou lewe daaraan spandeer, sal jy jou lewe kry. Gaan jy die lewe kry waarvoor hy jou gemaak het. Hy's baie prakties. En toe sê hy, wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Jy kan in hierdie wêreld met ander woorde alles bymekaar maak en dit geniet. Jy kan daai posisie hê wat jy nog altyd begeer het. Jy kan daai plaas besit wat jy nog altyd wou besit het. Jy kan die huis besit wat jy nog altyd wou besit. Jy kan die mens getroud wat jy nog altyd wou. Jy kan die kinders hê. Jy kan al die sukses bereik, al die hoogtes bereik. Alles koop wat jou hart begeer, elke plek in die wêreld besoek wat jy nog ooit wou gehad het. En aan die einde van jou lewe kom. En is alles klaar en is weg. Want alles wat ons in hierdie wêreld doen is net tydelik. En ons tyd wat ons hier spandeer in vergelyking met die ewigheid is nie eens 'n druppel in die emmer nie. En tog leef so baie mense net vir die hier en nou. En dan, dis waar die lewe gaan. Ons leef met 'n tydelike perspektief. En hier is Jesus eintlik besig om ons uit te nooi uit ons tydelike uit en sê, kry 'n ewigheidsperspektief, begin daar redeneer, begin daar leef met jou hele lewe, dat alles wat ek vandag doen, maak saak vir my ewigheid. Rick Warren sê dit altyd, hy sê, nou, hier op aarde is voorbereiding vir die res van ons lewe. En dan vra Jesus hierdie baie interessante vraag, wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe?
Die Engels praat van jou siel. Wat sal 'n mens, hier kom jy aan die einde van jou lewe, en jy kom agter, krisis, ek het alles wat ek gehad het, net in die tydelike spandeer aan myself. Ek het God die eer gegee vir wanneer dit met my goed gaan, want ek het gedink, dit is hoe dit moet wees. Hier kom jy aan die einde, en jy kom agter, krisis, ek het net glad nie 'n ewigheidsperspektief gehad nie. So, wat het ek om te gee, om te betaal, om hierdie ewigheid nou te betree? Maak nie saak of jy die rykste man op die aardbol is en die hele aardbol besit nie. Dis nog steeds nie genoeg om te betaal vir jou siel nie, want jou siel is meer werd as dit. Jy kan nie betaal vir jou siel nie. Jesus het betaal vir jou siel. En jou geloof in hom te sit, en jou vertroue in hom te sit, en jou lewe neer te lê en te ly, en verwerp te word deur die wêreld om jou, is 'n teken daarvan, dat hy vir jou siel betaal het. En dat jou lewe by hom lê. En nie hier is nie. Jy kan nie betaal nie, al wil jy. Daar's niks wat jy as 'n mens kan betaal om jou siel te wen nie. Daar's niks wat jy kan doen nie. En toe sê Jesus, wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag. Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. En toe ek hierdie lees, toe sien ek hierdie prentjie, jy weet. Jy werk in 'n maatskappy, en die baas ken nie jou naam nie, maar almal van top bestuur weet al wie jy is. Want jy maak 'n merk in hierdie maatskappy. Jy werk, my maat, jy impres die bestuurders. En hier's 'n funksie eenaand. En jy's genooi, almal, die hele maatskappy is genooi. En hierdie topbestuurder stap na jou toe en hy sê, ek moet jou aan die baas voorstel. Hy weet nog nie wie's jy nie. En hy gryp jou daar in die arm na die baas toe en hy sê, hierdie is Jan. Krisis. Wie's Jan? Jan is die ou wat verantwoordelik is vir daai en daai en daai en daai en die baas weet van alles. Is dit hy? Is dit? Ek sien dieselfde prentjie as Jesus in sy glorie saam met al die engele opdaag. En jy sê ek is 'n kind van die Here. En Jesus sleep jou in die arm en hy sê pa, hier's hy. Hy het sy hele lewe gewy aan die koninkryk. Hy was nie gepla met die wêreld nie. Hier's hy. En gaan die Here dit kan sê van jou en my? Hier's 'n vraag. Hoeveel mense ken jy wat nie weet jy's 'n Christen nie? En jy moet daai vraag vir jouself eerlik antwoord. Hoekom weet hulle nie? Want dit gaan verwerp word. Want dit gaan dalk ly. Dis dalk nie die populêre ding om te doen nie. Jy gaan jouself daai vraag moet vra. Vir wie leef ek? Leef ek vir my of leef ek vir hom? Deur sy krag, deur sy werk in my lewe, kan ek elke dag my kruis opneem en met 'n ewige perspektief leef. Jy gaan dit nie uit jou eie vrye wil uit reg kry nie, en as jy probeer, dan sukkel jy, en dan weet jy waarvan ek praat vanoggend. Jy het God se redding nodig. Net hy kan. In Matteus lees ons nog so 'n bietjie interessante inligting, en dis eintlik verskriklik inspirerend hierdie. Dis 'n profesie van wat gaan kom, en dan kry ons ook 'n belofte. Matteus sê hierdie aan die einde van hierdie storie het Jesus ook gesê, die seun van die mens gaan saam met sy engele kom, hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader, en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Daai woordjie vergeld beteken vergoed. Jou dade gaan jou nie red nie. Jy gaan outomaties as jy in God se koninkryk begin leef, begin doen wat die Here van jou verwag. En vir daai dade gaan jy nog vergoed word ook in sy koninkryk. Dit gaan jy nie red nie, jy's klaar gered, dis hoekom jy die dade doen. En dan gaan jy nog vergoed word ook daarvoor. Daar's 'n beloning ook nog. Dit reën net genade in jou lewe. Wat 'n mooi belofte is dit nie. En dan sê hy, dit verseker ek julle. Daar's party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Nou praat hy met sy disippels. Daar's teologiese debatte oor presies van wanneer Jesus hierso praat. Maar die punt is,
Jesus se koninkryk, God se koninkryk het in sy volheid aarde toe gekom, nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en toe hy hemel toe opgevaar het, en die Heilige Gees is uitgestort. Toe leef ons almal in hierdie wêreld waar ons elke dag kan kies om ons kruis op te neem en vir God se koninkryk te leef. En Jesus praat hier van sy eie disippels wat daarna hom staan en luister. Julle sal beslis nie doodgaan nie voordat julle hierdie geleentheid het om julle kruis op te neem en my te volg nie. En ken jy die stories van wat daai manne gedoen het nadat Jesus uit die dood het opgestaan het? Hulle het al hulle vrees verloor. Of het hulle lewe gekos het, of hulle moes ly, of hulle verwerp is, het nie vir hulle saak gemaak nie. Want hulle het gefokus op opstaan en die werklike lewe. Paulus het gesê, om te leef is Christus, is om 'n kruis op te neem en te sterf en te ly, te veg teen my sonde en vir dit nee te sê. En om dood te wees, is 'n wins. Want dis waar ek wil leef. Dis waar ek wil leef. Wat leer ons by Jesus in hierdie storie vanoggend? Nommer 1, 'n goddelike lewe op aarde bestaan uit lyding, verwerping, dood en opstanding. Kan jy vanoggend hierso sê en sê, ek het regtig in my diepste wese, kan ek identifiseer met ek ly as gevolg van sonde in my lewe? Wat ek met alles in my veg. Ek doen alles om los te kom, ek doen alles om vry te kom en weg te kom. Ek ly selfs, want ek kies die heeltyd die Here en die wêreld waarin ek is nie daar nie. Probeer my die heeltyd wegtrek. Ek kan vandag sê ek word verwerp. Ek hoor nou die dag iemand sê, jy kuier nooit by die dominee of die skoolhoof nie. Hoekom nie? Dis te konfronterend. Ek word verwerp. Nee, jy word nie genooi nie. Want jy gaan nie so kuier soos die res nie. As hulle jy die hele tyd nooi, omdat jy kuier soos die res, dan moet jy begin wonder of jy gered is. Jy gaan verwerping beleef, is normaal. Ek pas nie in by daai groep nie. Dis normaal. Veral as dit gaan oor wêreldse begeertes wat moet bevredig word. In elke liewe vlak. En hoe bevredig ons wêreldse bevrediger? Adventure is een van hulle, sport. Natuurlik drank. Ek dink nie eens ek hoef hulle almal te noem nie. Ek dink jy weet presies waarvan ek praat. Plesier, ontspanning, joy. Ek word verwerp. Ons kan ook nooit regtig diep gesprekke hê nie. En sodra ek begin diep raak, dan moet ons dit weer vlak maak. Kom ons lag oor alles. Kom ons maak 'n joke van alles. Ek word verwerp. Dood, dankie tog, ons almal wat vanoggend hier is nog nie daar nie. En dan sal ons opstanding beleef in die regte wêreld, die koninkryk van God. Nommer 2, die wat hom volg, ontken self en neem sy kruis op en volg. Ek skryf spesifiek volg, want daar's hierdie mense wat hierdie idee het, dat God se genade is groot genoeg dat ek kan leef soos ek wil. Ek kan nog steeds aanhou met my sonde en droog maak, hy het my gered, want ek glo in hom, so nou kan ek maak wat ek wil. Daar's 'n ongelooflike klomp mense in die kerk vandag wat dink dis normaal, en dis die evangelie. Nêrens in my Bybel bestaan dit nie. Inteendeel, Petrus het geskryf, wees heilig want hy is heilig. As jy werklik 'n nuwe mens is met 'n nuwe begeerte, dan sal jou vrug 'n bewys daarvan wees. Jou vrug red jou nie, jou vrug is 'n bewys dat jy gered is. So as jy voortbly lewe in jou sonde, beteken dit nie jy's gered nie. Beteken jy is nie gered nie. Jy gaan streef daarna om te doen wat die Here sê. Volg beteken om te doen wat hy sê. Dis maklik om te weet wat daar staan. Doen ons dit? Want dis deel van jou kruis wat jy opneem. Sy heerlikheid is niks om oor skaam te wees nie. Nooit nie. Ek het nie nodig. Ek het hierdie probleem in my eie persoonlike lewe. Krisis. Ek het so 'n negatiewe konnektasie aan 'n titel soos pastoor of dominee dat ek my honde dit genoem het. Dit klink dalk vir jou soos 'n joke, maar is die waarheid. My Doberman se naam is Dominee en my
gekruiste ene met allerlei soorte honde is pastoor. Ek het so 'n krisis daarmee om vir mense te sê, wat ek doen, nee, ek het 'n viswinkel. Die Here het my goed gevoeder hierdie week, as ek dit so kan sê. Maar anders, as gevolg van negatiewe bagasie wat ek in my lewe opgebou het, van waar ek vandag is. Ek hoef nog steeds nie vir 'n ou te sê ek's 'n pastoor nie, maar ek het 'n verantwoordelikheid om seker te maak die wêreld weet wat die evangelie is en wie die Here is. Elke liewe persoon wat ek ontmoet moet dit weet. As ek die geleentheid kry, ek sê nou nie, as jy vir iemand sê in die straat, julle waai vir jou as jy in die kar is en jou venster is af, hey, ken jy vir Jesus? Jy weet, ek praat nie daarvan nie. Ek praat van met iemand met wie jy in 'n gesprek staan en praat, waar lê die Here in daai gesprek? Kom hy ooit daarin? Daar's mense met wie ons bevriend is soms, of mense wat ons op 'n weekliks, selfs op 'n daaglikse basis sien by die werk of iets. Hulle het nie eens 'n klou wat jou geloofsoortuiging nie. Hoe kry ons dit reg? Dis, as jy regtig oorgegee is en regtig deur die Here verkoop is en nuut gemaak is en leef vir hom, is dit niks om oor skaam te wees nie, nooit nie. En hoef jy nooit, die lyding wat jy daaruit gaan kry, of die verwerping wat jy daaruit gaan beleef, is eintlik net bevestiging. Dat ek's daar waar die Here my wil hê. En laastens, om ons net, ek noem hierdie die cherry op die koek, is hy beloon dit wat jy in hierdie wêreld doen met 'n ewigheidsperspektief. En dis 'n belofte wat Jesus self gemaak het. En ek ken hom nie as iemand wat teruggaan op sy beloftes of dit nie doen nie. En laat dit jou vanoggend inspireer. Ten spyte van wat ons hier beleef, en van lyding wat ons hier beleef, of van verwerping wat ons hier beleef, ten spyte van die fisiese stikkende wêreld met al sy siekte en seer en korrupsie en al daai nonsens, dat God is in beheer. En hy gee vir sy kinders wat hy weet hulle nodig het. En hy gee vir sy kinders meer as wat hulle nodig het. Op sy termes, in sy koninkryk, nie in ons koninkryk nie. Ek het dit laasweek gesê. As jy Jesus Christus ontmoet het, het jy die skat van die lewe ontmoet. En al gee hy nooit weer in jou lewe vir jou iets nie, in hierdie wêreld nie, het jy elke dag rede om gelukkig te wees. Want jy het hom gekry. Hy het vir jou sondes gesterf. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons gee al die eer en ons loof en ons prys U. Here, ons is mens, ons is skepsels, ons sit met ons eie perspektief en ons eie drome en ons eie ideale en dis altyd so ingemeng met hierdie wêreld wat ons so wil terughou en terugtrek en vir ons wil sê, dis die standaard. Heilige Gees, gee ons die krag en die ywer om daar uit te klim. En om elke liewe dag die moed te hê om daai kruis op te tel en te sê wat God sê en te doen wat God doen. Dat ons sal kom in 'n dag waar ons sal opstaan met 'n beloning. En nie net dit nie, maar ook 'n Vader wat sê, mooi so, my kind. Mag ons daar staan waar U ons ken, waar ons nie verlore is nie. Here, mag ons onsself oorgee om U te ken. Mag ons daai wit vlag in die lug opsteek. En alles wat ons doen in hierdie lewe, doen om U te verheerlik. Dankie dat U ons liefhet. Dat U nooit ophou met ons te praat en met ons te werk nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.